Goeiemôre. Dit is nou die derde week in lydenstyd. So 'n fantastiese tyd van afhanklikheid erken weer 'n slag. Ek weet nie of jy daarvan hou om afhanklik te voel nie. Kom ons sê om hulp te vra en te wag vir mense om te help en vir die Here om te help en te vra vir hulp. Ek sukkel nogal daarmee. Ek moet eerlik wees. Ek hou daarvan om in beheer te wees en beheer te voel en te voel ek kan 'n ding doen sonder om hulp te vra. Maar afhanklikheid is 'n fantastiese, wonderlike ding en die Here wil dit graag vir ons leer. En dit is 'n moeilike ding. Ek dink vir party mense kom dit makliker. Ek weet nie hoe kom dit vir jou nie. Maar ons lees in Eksodus 17, nadat die Here nou vir Israel uit Egipte uitgelei het en deur die Rooi See ensovoorts en hy het al klaar vir hulle begin kwartels en manna gee, lees ons in Eksodus 16 en hy het ook al water vir hulle gegee by Mara, wat die water was bitter en die Here het vir hulle die water soet gemaak en in Eksodus 17 lees ons dat die volk rondtrek deur die Sinwoestyn en toe kom hulle by Refidim en hulle daar kamp opgeslaan, maar daar was nie vir die volk water om te drink nie. Nou die Here lei vir hulle hier rond, dis die Here wat hulle lei en hulle kamp daar by Refidim en hier die Here hulle souwaar gelei na 'n plek toe wat nie water het nie. En die volk raak opstandig. Hulle sê: "Gee vir ons water," sê hulle vir Moses, "sodat ons kan drink." Moses vra toe vir hulle: "Maar hoekom verwyd julle my en waarom daag julle die Here uit?" So die volk erken nie hulle afhanklikheid nie. Hulle is dood eenvoudig kwaad omdat hulle nie kan kry wat hulle wil hê nie. So dink ons is die meeste van die tyd ook so, nie waar nie. Ons is kwaad oor dinge wat verkeerd loop, maar ons kan nie sê ag weet julle ons het hulp nodig nie. Ons vullistrok hier in Amersfoort is nou net hier weg. Elke maandagooggend en vrydagoggend kom haal hulle vullis. Is dit nie 'n wonderlike ding nie? En dit is in Amersfoort hier by ons klein dorp en jy sit jou vullis uit en net na agter kant kom die vullistrok altyd en hy laai die vullis op. Ek is afhanklik van dit. En dis wonderlik dat mense dit doen. Daar's baie goed wat verkeerd loop ensovoorts en ons kan oor baie dinge kla en opstandig word soos die volk hier en soos ons lees in Eksodus 17 by Refidim. Maar dis terwyl hulle kwartels en manna kry wat die Here vir hulle versorg het en net 'n eentjie of 'n tydjie voor hierdie gebeurtenis en die Here vir hulle water gegee by Mara. So het hulle dan nou nog nie geleer dat hulle maar net hulle afhanklikheid teenoor die Here kan erken en die Here sou gehelp het. En nou raak hulle kwaad en hulle verwyd die Here, hulle verwyd vir Moses en Moses sê na die Here toe en Moses sê Here, hierdie volk, hy sê nie die volk of u volk nie. Hierdie volk verwyd nou vir u en vir my en so aan en Here, hulle gaan my doodgooi met klippe. Wat gaan ons doen? En die Here sê ag nee Moses, moenie bang wees nie. Stap voor hulle verby. Staan jy daar op die rots met jou staf en dan ek sal daar wees. Ek gaan voor jou uit, Moses, en dan slaan jy op hierdie rots en Moses het dit gedoen en die volk het water gekry. En afhanklikheid word gesien as 'n swakheid, dink ek, in 'n sekere sin. Maar die Bybel sien afhanklikheid anders. Ek weet nie of jy voel dat afhanklikheid 'n goeie eienskap is nie. Maar afhanklikheid gaan saam met geloof en saam met vertroue. En om te glo in God, moet jy glo dat hy voorsien, sê Hebreërs 11 vers 6. Hebreërs 11 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En die wat God soek, moet glo dat hy die beloon wat hom soek. So afhanklikheid gaan saam met geloof en vertroue. En as ek dan my afhanklikheid ook teen iemand anders kan erken, byvoorbeeld my huweliksmaat kan sê, weet jy, ek het jou hulp nodig of ek het jou ondersteuning nodig of ek voel 'n bietjie negatief of af of so en ek soek so 'n bietjie ondersteuning by jou. Dit is afhanklikheid. Dis die wonderlikste ding wat ons vir mekaar kan doen. En as iemand vir my sê, Hannes, weet jy, ek het hierdie probleem of hierdie probleem, kom bid vir my of kom luister net na my. Dit laat voel my as mens wonderlik as iemand afhanklik kan wees van my. En vir my natuurlik van iemand anders. In die wêreld leer ons dat afhanklikheid swakheid is, maar dis natuurlik 'n groot leuen. Mense wat hulle afhanklikheid kan erken,
in die Bybelse konteks is mense wat kan glo en kan vertrou. Wat die Here kan glo en kan vertrou en ander ook kan vertrou. En kom ons wees nou eerlik met mekaar. As ons afhanklikheid in ons gesinne inbou, in ons huwelik, in ons werk, in ons boerdery of waar ook al, dan skep ons mense wat 'n persoonlike sterkte het. En ons skep 'n samelewing waar geloof en vertroue die boottoon vier. Kom ons bid, vra vir die Here om ons tog te leer om afhanklik te wees, want dis wat die Here doen hier in die Sinwoestyn met die Israeliete. Hy wil hulle leer hoe om afhanklik te wees. En toe hulle afhanklikheid, hulle het nie hulle afhanklikheid hier erken nie, hulle was kwaad, en die Here het voorsien. Maar die Here hoop hulle leer om afhanklik te wees van hom. Kom ons vra vir die Here daarvoor. Here, leer tog vir ons, ook hier in lydenstyd in hierdie week, om afhanklik te wees, om ons afhanklikheid te erken van U en ook van mekaar. En dankie dat daar mense is wat ook afhanklik kan wees van ons, en dat ons die wonderlike voorreg het om te deel en te help en raad te gee en te bid en te ondersteun. Dankie Here. Skep dit tog vir ons, skep vir ons afhanklikheid. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. 'n Baie geseënde week vir jou en mag jy afhanklik wees